Goeiemôre broers en susters. Welkom by vanoggend se erediens. Ons sê ook welkom aan die inluisteraars. Ons verwelkom ook vir Dominee Nico Steenberg vanoggend hier by ons, Dominee. Ons luister graag na u. Ons toetrede tot die erediens kom uit Gesang 4:1, strofes 1. Na die fotum en seëngroet sing ons tot lof aan die Here uit Gesang 4:17, strofes 1 en 2. Ons begin, ons voortgang en ons volëinding is in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, Christus gebruik die wet van God om te beklemtoon hoe skuldig en verlore ons almal is. Kom ons luister aandagtig uit Eksodus 20 hoe ons dit moet doen. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie.
Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Kom ons sing gesang 155, strofes 1 en 3. Broers en susters, God se woord verseker ons van sy genade in Efesiërs 2 en vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dit is 'n gawe van God. Kom ons bely ons geloof soos volg. Ek glo in God die Vader, die algemene, die almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Gemeente, kom ons dank God ook nou deur die verlossing wat hy in Christus vir ons gegee het. Kom ons sing uit Gesang 176 strofe 1. O
Gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons open die woord van die Here by Paulus se brief aan die Korintiërs, die tweede brief, die tweede hoofstuk, ons gaan lees vanaf vers 11. Die triomf van die evangelie is die opskrif van hierdie gedeelte. Voordat ons saam lees, gaan ons saam bid en die Here se seën vra by die lees en die verkondiging van sy woord. Kom ons bid saam. Ons getroue en genadige God en Hemelvader. Here, dit is deur u genade alleen dat ons elke môre wakker word, dat ons elke dag opstaan vir ons dagtaak, dat ons elke dag kan leef tot u eer. 'n Wonderlike geleentheid om u te dank met ons lewe, met ons lippe, met ons werk en alles. En so is ons vanmôre saam hier in u kerk, om aan u die eer en die lof en die heerlikheid te bring wat u waardig is en wat u toekom, en uit wat elke hart vanmôre na u troon van genade stroom. Uit u en deur u en tot u is alle dinge. Ons dank u vir u seun Jesus Christus, wie se opstanding ons onlangs kon vier, die oorwinning oor die dood en die graf, en 'n nuwe lewe met 'n nuwe opgestane liggaam. Ons dank u dat hy ons Here is, en by u vir ons intree met onuitspreeklike sigtinge. Dankie vir u Gees, wat in ons harte woon en ons oortuig om u kinders te wees. Dankie vir u woord waaruit ons gaan lees en vir ons die resep vir ons lewe kry. Spreek, Here, u dienskneg, u diensmaagd, luister. Amen. Twee Korintiërs 2, vanaf vers 12, skryf Paulus: Toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus daar te verkondig, het die Here die deure vir my wyd oopgemaak. Tog het ek nie gemoedsrus gehad nie, omdat ek my broer Titus nie daar gekry het nie. Daarom het ek van die mense daar afskeid geneem en Macedonië toe vertrek. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Deur ons versprei hy die kennis van Christus oral, soos 'n aangename geur. Ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan, is dit 'n doodsreuk wat dood bring. Vir die wat gered word, is dit 'n lewensgeur wat lewe wek. En wie is tot sulke dinge in staat? Ons, omdat ons nie soos baie ander is wat geld maak uit die woord van God nie. Ons verkondig die woord in opregtheid, in verbondenheid met Christus, in opdrag van God en in verantwoordelikheid aan God. Tot hier ons skriflesing. Mag die Here ons ryklik seën. Met die oog op die prediking gaan ons sing die lied wat op die skerm gaan verskyn. Kom ons staan en dan sing ons dit. Oh, 'n 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 'n
Gemeente van ons Here Jesus Christus, ek bedien die woord van die Here aan u uit 2 Korintiërs 2 vers 14. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Broers en susters, is dit die moeite werd om die Here te dien? Is dit die moeite werd om toegewy te lewe, saam met die kerk van die Here te leef, elke dag u tyd, u aandag, u geld, alles te gee ter wille van die evangelie van die Here? Ek moet vandag vir u op grond van die woord van die Here sê, ja, dit is die moeite werd. Want om 'n Christen te wees, is om deel te wees van Jesus Christus se triomftog deur die wêreld. Jesus wat oorwin het en wat verder opgestaan het uit die dood en tot by die volëinding sy triomftog in die wêreld voortsit, ook hier in ons gemeente. Paulus skryf hierdie brief aan die Korintiërs, wat net soos die mense van daardie tyd die gebruike van die Romeine goed geken het. Een van die gebruike van die Romeine was om na 'n groot veldslag 'n triomftog te hou. Maar daar was 'n paar voorwaardes waaraan voldoen moes word. Dit moes eerstens 'n baie groot veldslag gewees het, waarin minstens 5000 van die vyand gesneuwel het, en die senaat, die regerders van die land, moes die toestemming gee om die optog te hou. So het dit gebeur dat so 'n triomftog miskien maar eenmal in 'n leeftyd gebeur het. Nou so 'n triomftog het min of meer soos volg gelyk. Heel voor loop die senaat, geklee in hulle amptsgewaad. Hulle is saam met die keiser, die regerders van die land, en daarom lei hulle die optog. Reg agter hulle het die trompetblasers geloop. Hulle kondig met hulle trompette die optog aan. Dan volg 'n uitstalling van die oorlogsbuit, wat by die vyand afgeneem is en die oorlog die moeite werd gemaak het. Na die oorlogsbuit is daar 'n afdeling heidense Romeinse priesters, wat wierook loop en brand. Die geur van die wierook het swaar in die lug gehang. En daarna die krygsgevangenes, wat vasgemaak aan 'n tou of 'n ketting agter hulle geloop het. Dit was 'n besondere eer as jy die koning of die generaal van die vyand kon vang en hom in die optog laat voorloop. Dit was 'n verskriklike vernedering om in 'n optog te loop as 'n gevangene. Dis bekend dat mense selfmoord gepleeg het eerder as om in 'n optog te loop. Dan volg die gevangenes wat gevang word. Hulle is vasgebind aan 'n tou of 'n ketting. Na die gevangenes volg dan die groot man van die veldslag, die generaal wat die oorwinning behaal het. Hy ry op 'n strydwa, getrek deur 4 spierwit perde. Om sy skouers is daar die purperkleed en om sy nek hang 'n laurierkrans, die teken van oorwinning. En dan, na hom, volg die offisiere wat aan die veldslag deelgeneem het, op hulle perde, en daarna die soldate. Die triomftog het vir die Romeine baie beteken, want in hulle harte het daar weer 'n volkstrots gekom, as hulle besef, ons het die oorwinning behaal, ons is die heersers van die wêreld. Terwyl die optog deur die stad beweeg, staan daar duisende mense langs die strate. Hulle brand ook wierook as 'n verwelkomings- en 'n vereringsgebaar vir die optog. Die optog het met 'n lang roete deur die stad Rome gegaan om soveel eer en applous te ontvang as wat nodig is. Uiteindelik kom die optog tot stilstand by die Kapitool. Dit is nou die staatsgeboue, die gesag van die staat, iets soos hulle Uniegebou omtrent,
Daar hou die optog stil. Die generaal klim van sy strydwa af en saam met die priesters gaan hy die tempel van Jupiter binne. Daar offer hulle 'n wit bul as 'n offer vir die dankbaarheid om die oorwinning te kan vier. Daarna word die gevangenes doodgemaak. Met hierdie agtergrondkennis lees ons nou weer 2 Korintiërs 5 vers 14. Maar aan God die dank, hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Nou kan ons vra, as ons in Christus se triomftog is, dan was hy mos die oorwinnaar. Dan het hy mos 'n triomf behaal. Het hy ooit aan 'n geveg deelgeneem? Nie 'n aardse militêre geveg nie. Nie 'n geveg met swaarde en doodmaakmiddels wat een volk die ander oorwin nie. Nee, 'n geveg teen die bose, teen die Satan en sy ganse ryk, die bose geeste in die lug waarvan Paulus praat. Daardie geveg het Jesus gewen, die dag toe hy opgestaan het uit die dood, toe hy die graf oorwin het, toe hy 'n nuwe lewe vir alle mense oopgemaak word. Van die skepping af was daar maar stryd tussen goed en kwaad, tussen die duisternis en die lig. En toe Jesus in die wêreld gekom het met sy geboorte, het hierdie stryd in intensiteit toegeneem. Voordat hy 2 jaar oud was, moes sy ouers met hom vlug na Egipte, omdat Herodes die kindertjies van onder 2 jaar almal wou doodmaak. Toe Jesus hom afgesonder het en voorberei het vir sy aardse bediening in die woestyn ingegaan het, het hy baie honger geword. Toe kom die Satan en sê vir hom, maar maak van hierdie klippe brode, dan kan jy mos maar eet. Toe sê Jesus vir hom, daar staan geskrywe, jy mag nie van brood alleen leef nie. Toe neem die Satan hom op 'n hoë berg en wys hom die koninkryke van die aarde en sê, al hierdie koninkryke sal ek vir u gee, as u my net sal aanbid. En Jesus sê vir hom, jy mag niemand aanbid, behalwe die God in die hemel nie. En so lei die Satan telkens 'n neerlaag teen Jesus. Satan probeer vir Jesus breek met Judas se verraad, maar hy kon nie. En toe Jesus aan die kruis gespijker word, toe juig Satan, nou het ek hom oorwin. En toe Jesus die laaste asem uitblaas, toe is hy oortuig, dit is nou die einde van hierdie man. Maar, op 'n Sondagmôre soos vandag, staan Jesus op uit die dood. Hy oorwin die dood en die graf. Graf en dood buig voor sy magsbeskikking. Daarom is die Here Jesus die veldheer van die triomf wat hy volg in die wêreld. Hy dra die purperkleed en die laurierkrans. Hy is die oorwinnaar. En ons? Wat van ons? Ons is saam met hom oorwinnaars. Hier staan, omdat ons een is met Christus. In ons harte een, in geloof en diensbaarheid en gehoorsaamheid aan Christus. Ons loop in sy triomftog saam. Ons deel in sy oorwinning. Die ons is mense wat Christus hulle koning gemaak het. Maar daar is ook mense wat dit nie gedoen het nie, die ongelowiges, by wie dit alles gaan verbygaan. Nou was dit reeds vir ons duidelik dat die wierook in die optog nie vir almal dieselfde betekenis gehad het nie. Vir die oorwinnaars wat deelneem aan die optog, is dit 'n wonderlike geleentheid van vreugde en blydskap dat hulle daaraan kan deel. Maar vir die gevangenes wat vasgebind is dit 'n ontsettende reuk, want hulle weet aan die einde van die optog word hulle
doodgemaak. En so, broers en susters, skei die evangelie vandag nog mense. Daar is mense en mense. Vir gelowiges wat die evangelie hoor, is dit 'n wonderlike boodskap wat hulle lewe vul met blydskap. Dis 'n voorreg en 'n vreugde om die woorde van die Here te hoor en daarvolgens te lewe. Dan leef jy 'n oorwinningslewe, 'n lewe vol geloof en vreugde wat niemand van jou kan wegneem nie. Geen ongeluk, geen hartseer, geen bekommernis nie. En die ander mense, daar is ook die ander mense wat hulle eie kop volg, vir wie dit maar na kinderagtigheid lyk om 'n gelowige te wees. Dis mense wat leef asof hulle vandag die oorwinnaars is. Mense wat met groot bravade in die wêreld loop en doen net wat hulle wil, praat net wat hulle wil. Hulle is ook in die optog. Hulle is saam met die duiwel, die vasgemaaktes, wat uiteindelik ontnugter gaan word. Al skreeu hulle dit nog uit in hierdie wêreld, is hulle vasgebind en is hulle op pad na die dood. Dis tragies om hierdie mense te sien, want hulle leef asof hulle die oorwinnaars is, en eintlik weet hulle nie dat hulle op pad is na die einde nie. Want aan die einde van die triomftog word die gevangenes doodgemaak. Aan die einde van Jesus se triomftog vind die wederkoms plaas, die volëinding. Wanneer Jesus se triomftog met die wederkoms voltooi word, dan word die duiwel en sy trawante geoordeel. En saam met hulle word elke mens geoordeel. Elkeen wat hier op aarde geleef het volgens wat hy gedink het goed is. Ook die mense met hulle valse bravade, wat hier grootdoenerig was, word geoordeel deur die grootte God. En dan wag vir hulle die ewige dood. Broer en suster, wat beteken die evangelie vir u? Is u een van die groep vir wie dit nie veel beteken nie? Vir wie dit nie belangrik is om die Here te dien nie? Dan waarsku die Bybel u dit. Dit mag nou baie aangenaam lyk om te leef net soos jy wil en te doen net soos jy wil, maar as jy so aanhou, wag daar 'n groot ontnugtering op jou. 'n Oomblik van waarheid, wanneer Jesus vir jou gaan sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my saam met die duiwel. Aan die ander kant, as jy een van die mense is, wat saam met Jesus stap in sy triomftog, met die sekerheid en die vreugde in die hart, dat jy op pad is na die einddoel van ons lewe, die ewige lewe wat ons tegemoet stap. En dan rus daar ook op ons 'n groot verantwoordelikheid, om so te lewe en so op te tree, dat ons die aangename wierook van Jesus se oorwinning rondom ons versprei. Want 'n aangename geur moet ons versprei in ons huisgesinne, daar by ons werkplek, daar waar ons ontspan en tussen ons vriende beweeg, moet ons hierdie aangename geur van Jesus se oorwinning soos wierook versprei. Dat mense nie anders kan as om dit in te asem. Dat mense nie anders kan as om te wonder, watter vreugde het hierdie mense in hulle lewe wat ons nie het nie. Dan deel u in Jesus se triomftog. Oral waar ons gaan, is ons reeds besig om nou saam te stap, saam mense oor te bring uit die duisternis na sy wonderbare lig. Mag die Here vir ons help, in ons harte woon deur sy Gees die oortuigingswerk doen, dat daar geen ander naam op die aarde gegee is, soos Petrus sê, waardeur mense gered kan word nie, as die naam Jesus Christus die Here. As hy eenmaal
van jou besit geneem het en jou oortuig het om hom te volg, dan is jy in Jesus se triomftog. Ons as Christene is nie tweederangse mense nie. Ons is nie hier-jy mense nie. Ons is nie minderwaardig nie. Ons is die mense na wie die wêreld opsien, omdat ons iemand ken wat hulle nie ken nie. Omdat ons 'n krag in ons lewe het wat hulle nie het nie. Omdat ons 'n geloofsekerheid het oor ons toekoms wat hulle nie het nie. Waar ons sekerheid in ons hart dra, het hulle onsekerheid en wanhoop. Ons weet, ons is deel van 'n triomftog. Ons sal wees soos Jesus is. So skryf Johannes in sy brief. Hy sê eenmaal by die opstanding sal ons wees soos Jesus is. Met ander woorde, ook met 'n verheerlikte liggaam, ook met volle teenwoordigheid van God in ons lewe. Ook by die eindpunt van ons reis op aarde, kom ons in die ewige heerlikheid van God, waar ons vir ewig saam met Jesus, saam met ons medebroers en susters sal wees en lewe in vrede en veiligheid en heiligheid. Nou reeds is ons deel van die triomftog wat sal uitloop op die hemelstad, die nuwe Jerusalem. Mag die Here vir u die vreugde en die sekerheid gee in u hart dat u reeds deel is van 'n oorwinningstog, 'n triomftog van Jesus Christus, en aan God die dank daarvoor bring, soos wat hier staan in vers 14. Maar aan God die dank. Hy voer ons altyd saam in sy triomftog, omdat ons een is met Christus. Amen. Kom ons dank. Aanbiddelike Heer en Hemelvader, hoe dankbaar buig ons vanmôre voor u genade troon, vir u groot liefde, vir u uitverkiesende liefde wat in ons harte werk en ons oortuig dat u ons elke dag wil bewaar van die bose. Dat u elke dag u heiligheid in ons lewe bewerk, sodat ons al hoe meer groei in die geloof, in die goeie werke wat u vir ons bedoel. Dankie dat ons weet, ons sonde is vergewe, toe Jesus uitgeroep het, dit is volbring. Dankie dat ons weet, ons geloof sal oorgaan in aanskoue, wanneer ons hom sal sien, wanneer hy kom in heerlikheid op die wolke. Seën elkeen van ons, Here, met u teenwoordigheid, met u krag, met u genade. In sy naam bid ons dit. Amen. Ons slotsang is gesang 260, die eerste en die laaste vers. 260 is die geloofsbelydenislied. Ons sing die eerste en die laaste vers. Ek glo vas in God die Vader, wat almagtig, wys en goed, aarde en hemel eens gemaak het, nog bestuur en trou behoed. 260 vers 1 en 11.
Ontvang die seën van die Here en gaan in sy blydskap en sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.